Wat is die formule vir natriumtiosulfaat indien die formule vir die tiosulfaat-ioon S2O3 2- is? Nou natrium is 'n groep 1 metaal, 'n alkali metaal met 'n lading van +1 en dan sien ons die tiosulfaat is S2O3 2-. En soos ek altyd sê, daar's +1, daar's 2-. As ons dit bymekaar tel, 1 - 2 gee vir ons -1. En dit is nie gelyk aan 0 nie. As dit nie gelyk is aan 0 nie, Wakanda forever. Dan kruis ons. Ons kruis ons getalletjies wat ons bo het. Met ander woorde, ons skryf NA en dan kruis ons. Wat gaan dan daar kom? Die 2. En dan skryf ons S2O3 en ons kruis. En dis mos maar 'n 1. Maar ons gaan nou nie 'n 1 daar skryf nie, ons los hom net so. So die korrekte antwoord is D. Wat is die korrekte formule vir yster 2 oksied? Nou, daai maak dit baie maklik vir ons. Onthou, yster is 'n oorgangsmetaal, so hy kan verskillende ladings hê, maar daai 2, die stoknotasie, sê vir ons, dit is Fe2+. En suurstof is in groep 6, so die lading is 2-. Ons doen presies wat ons gedoen het met die vorige vraag. +2 - 2, dit gee vir ons 0, en 0 is gelyk aan 0. So dan beteken dit, my verhouding is 1:1, ek het nie nodig om te kruis nie, so die verhouding is 1:1, FeO, ysteroksied, die korrekte antwoord is dus C. Watter een van die volgende groepe elemente bevat slegs metalloïde? Nou hier moet jy jou periodieke tabel ken, die korrekte antwoord is A. Kom ons gaan kyk na die periodieke tabel. Op jou periodieke tabel is daar 6 metalloïde, ook bekend as halfmetale, ook bekend as semimetale. En daardie 6 is boor, silikon, germanium, arseen, antimoon en telluur. Daai 6 is jou metalloïde. Links van dit tref ons die metale aan en regs van dit tref ons die nie-metale aan. Beskou die verhittingskurwe vir ys. Die aanvangstemperatuur P is -10°C. Kies die korrekte beskrywing vir die prosesse wat plaasvind gedurende PQ, QR en TS. Let wel, TS en nie ST nie. Kom ons kyk eers na ons verhittingskurwe. Ons begin by punt P, dis -10°C. Ons verhit met ander woorde ys. En vanaf P na Q bly dit ys. Dis net ys wat warmer word. So die toevoeging van die hitte lei tot 'n toename in die kinetiese energie, maar die potensiële energie bly konstant. Dan van Q na R, ons voeg nog hitte by. Daar's geen verandering in die temperatuur nie. Jy kan sien daai lyn is reguit. So nou verander die water van vaste stof na vloeistof. Hier is met ander woorde smelting wat plaasvind. Omdat die temperatuur konstant bly, is die kinetiese energie konstant. Maar wat gebeur? Die intermolekulêre kragte verswak, daar is 'n toename in die potensiële energie. Dan, vanaf R na S, verhit ons die water wat nou in die vloeistoffase is. Die water word al hoe warmer. Ons voeg hitte by en daai hitte word omgeskakel na kinetiese energie. Die deeltjies gaan nou vinniger rondbeweeg. Hulle het aanvanklik in die ysblok gevibreer, nou kan hulle vrylik rondbeweeg. En soos ons hitte toevoeg, toename in kinetiese energie, die deeltjies beweeg al hoe vinniger. Daar's wel geen verandering in die potensiële energie nie. En dan kom ons by ST. En by ST het ons weer 'n faseverandering.
die water wat in die vloeistoffase is, word omgeskakel na gas. Die water kook, met ander woorde. Ons is nou by die kookpunt. En belangrik, die temperatuur bly konstant. Daai lyn is reguit. So die kinetiese energie bly konstant, maar die potensiële energie neem toe, die intermolekulêre kragte verswak verder en die watermolekules wat in die vloeistoffase was, is nou in die gasfase. Ons moet net onthou, as ons die vraag beantwoord, die vraag het verwys na TS en nie ST nie. So kom ons kyk. PQ. Ons weet daar verhit ons die ys, maar die ys bly ys, so die ys smelt nie. So dis B of D. Dan QR. Dit is nou waar die ys smelt, daar's 'n toename in die potensiële energie, die kinetiese energie bly konstant, maar die intermolekulêre kragte word verswak. Met ander woorde, dit is C of D. En dan, baie belangrik, TS. Dit is verdamping, die water kook, maar TS is die omgekeerde daarvan. Met ander woorde, dit is kondensasie. So die korrekte antwoord is D. Watter een van die volgende is die korrekte elektronkonfigurasie vir 'n sulfiet-ioon? Nou gaan nou vir jou wys, maar die sulfiet-ioon lyk so. Onthou, ons moet onderskeid tref tussen die sulfied met 'n D-ioon en dan het jy ook die sulfaat-ioon en jy het ook die sulfiet met 'n T-ioon. Ons fokus nie nou op daai twee nie, ons fokus op sulfied. En die korrekte antwoord is A, dit is argon. Kom ons kyk na die periodieke tabel en dan wys ek vir jou hoekom dit die geval is. Kom ons begin met swaal. Nou, swaal is in groep 6. Met ander woorde, swaal het 1, 2, 3, 4, 5, 6 valenselektrone. Nou, wat is die ideaal? Die ideaal is om te wees soos 'n edelgas. Dis om 8 valenselektrone te hê. Nou, wat is makliker? Om 6 valenselektrone weg te gee of om 1, 2 valenselektrone by te kry? Wel, logies laasgenoemde. So as ons 2 elektrone bykry, dan beteken dit ons skuif 1, 2 plekke aan en dit is hoekom die elektronkonfigurasie van die sulfiet-ioon, met ander woorde swaal wat 2 elektrone bygekry het, is die ekwivalent van argon en as ons dit skryf in edelgasnotasie, dan is dit AR in blokhakkies. Dit is dieselfde as argon. So die korrekte antwoord is A. As ons kyk na die res, B het 2, 4, 6 elektrone. Dit is met ander woorde neon. Jy kan gaan kyk op 'n periodieke tabel. C het 2, 4, 10, 12, 16 elektrone. Dit is die swaal element. En D is 2, 4, 10, 12, 14. Dit is swaal wat 2 elektrone verloor het, so dit het die ekwivalente elektronkonfigurasie as silikon. So die korrekte antwoord is argon, geskryf daar in edelgasnotasie. Watter veranderinge word deur X en Y verteenwoordig? Nou, as ons daarna kyk, dan sien ons 1 donker kol en 2 ligte kolle. Met ander woorde, iets wat ons kan voorstel met die formule AB2. Daar's 1 van A en daar's 2 van B. Dis wat ons sien in die middelste prentjie. Nou aan die linkerkant sien ons dat die AB2's is aan mekaar gebind. So hierdie is heel waarskynlik die soliede fase. En dan as dit is deur sublimasie, dan is die middelste prentjie gas. As dit smelting is, dan is dit 'n vloeistof. So hierdie is 'n vloeistof of 'n gas. So die verandering wat ons hier sien is met ander woorde, as ek dit so kan skryf, AB2 wat 'n vaste stof is wat verander in AB
B2 en dit kan vloeistof of gas wees afhangende van wat dit voorstel. Maar wat gebeur met die laaste prentjie? Hier kan jy sien daar skeiding van die kleure en daar's 'n formasie van iets nuuts. Met ander woorde, die AB2 vorm A2 plus B2. En wat ons sien is, hier is 1, 2, 3, 4, 5, 6, so daar's 6 van hulle, en dan vorm dit 1, 2, 3, so 3 A2's en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 van hulle. Nou kom ons kyk gou-gou, daar's 6 A's, daar's 6 A's, daar's 12 B's, daar's 12 B's. Met ander woorde, in hierdie geval het ons te doen met 'n molekule wat dan nou verdeel in sy oorspronklike atome waaruit dit bestaan. So as ons dan daarna kyk, kan ons sien, van 'n vaste stof na vloeistof is smelting, of van 'n vaste stof na gas is sublimasie, en dit is 'n fisiese verandering. Maar om van 'n molekule soos AB2 te gaan na A2 en B2, dit is 'n chemiese verandering wat daar plaasvind. Met ander woorde, die korrekte antwoord is C.